vermoorde, dat ons met alle blydskap in die teenwoordigheid kan wees, Here, want ons weet ons gaan in die bloed en die liggaam van Christus. Genade en goedertierenheid, Here, sê U is nie elke oggend, U stort U goedheid oor ons harte, oor ons lewens uit. Ons harte vul U met vreugde, my God. Hoe wonderlik is dit nie om U te kan doen, die skepper van die aarde. U is die lewende God, die ware God. Daar is niemand soos U nie. En ons wil U graag vandag dien, Here. Ons vra rus ons toe. Laat U woord vandag ons oopgaan, vir ons hoop skep, moed skep, Here, en leiding gee om te lewe en oorwinning tot eer en verheerliking van U naam. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. En hulle wat saamstem, sê amen. Kom ons sing vanmôre, I keep falling in love with you. Kom ons sing vanmôre, I love you more. Yeah.
aan mense werk. Dat ons in 'n eenheid staan, dat ons nie elke sy eie rigting trek nie, dat elkeen van ons die pad doen. So ek wil hê moet verhoor met alle blydskap as jy hierdie aanbiddingslied sing en jy sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor in die hande vandag, Here, sodat u hande my sal lei, my God, want u is die almagtige God. So Lord, make me an instrument. Thank you.
weet waar ons sing Jehovah is your name, wil ek hê jy moet weet, daai woord Jehovah beteken die God wat almagtig is, wat alles kan vermag. En dan word, as jy weet dat hy is magtig, dan weet jy hy is 'n magtige strydsman. As jy weet hy is magtig, dan weet jy kan enige oorlog oorwin. Maak nie saak wat jou stryd is vandag nie. Ek wil hê jy moet weet, God kan jou in oorwinning bring. Amen. Jehovah is your name. Oh
dat ons die liefde van God kan uitbeeld met God, en dat ons die al die lof en al die eer kan gee, want U is die almagtige, en die heilige, en die reine God. Wonderlik is dit nie om net in die teenwoordige Here, die liefde in te bring, om rustig te word, die Here, te sê, Here, van die probleme, van die leed van my weg. Maak my hart oop, Here. Maak my verstand oop, sodat my verstand vernieuwd kan word, in my hart, sodat my hart bereid sal wees om te verander. Ek dank U daarvoor, verhoor. Ek dank U vir die beloftes in die woord, Here. Die belofte wat sê, salig is hulle, wat hierdie boodskap lees. Here, daarom sê ons, Here, dank U dat ons hierdie boodskap van die profesie kan lees, dat ons het kan hoor, dat ons in ons harte kan bewaar, my God, sodat ons onsself reinig kan hou, dat ons reinig kan wees, Here, dat ons kleed nie besmet kan wees, sodat ons voor die troon kan staan, Here, met die kroon van die lewe en van aan U, al die lof en die eer bring. Ons is so dankbaar daarvoor, verhoor. Ons gee U al die lof en die eer in Jesus naam. En alle wat saamstem sê amen. Here, seën U mag asseblief in my lewe. Wel, ons is besig met die boek van Openbaring. Ons het laas weer begin met die boek van Openbaring, wat ons het gesê dat Openbaring is op 'n paar goeders vasgepen, en vasgepen dat dit praat van die toekoms. Elkeen van ons moet voorbereid wees vir die toekoms. Ons sê die toekoms lê nog voor van hoofstuk 4 af. Ek weet nie waar Reverb op is nie, sal Reverb is al af. Kyk vir Echo of Reverb, en dan haal jy net af. Halleluja. Dat ons net 'n enkel klank het, want as hy Reverb kom, en hy werk ons saam met die sangerij, maar as jy 'n woord na my woord hoor, dan raak dit deur mekaar, dan begin dit deur mekaar. Maar kom ons kyk vanmôre, wat sê die woord van die Here? Ons het gelees in Openbaring 1, vers 1, 2 en 3, sê hy, onsalig is hulle wat hierdie dinge doen, en ons sien in Johannes in Openbaring 1, vers 19, praat hy van die dinge wat is, die dinge wat sal kom, en ons moet weet, dat die boek van Openbaring is 'n profesie. Dit is 'n profesie van God, wat hy sê, dit gaan so gebeur, en so gaan dit gebeur. En as ons hierdie teken sien, dan weet ons sonder enige twyfel, dat dit is soos God gaan wees. As ons kyk na Openbaring, sien ons Openbaring hoofstuk 2 en 3, praat van die kerk-era. Met ander woorde, ons sien die 7 kerke, en hierdie 7 kerke word uitgebeeld, en as hierdie 7 kerke uitgebeeld word, beeld hy die era van die ontwikkeling van die kerk. En dan wil God sê in werklikheid, die kerk gaan so ontwikkel, jy gaan hierdie fase op era aan die kerk hê, jy gaan hierdie fase in era aan die kerk hê. Hy het wel van 7 kerke gepraat wat bestaan het op daai stadium, maar hy kerke gebruik om 'n uitbeelding te maak van hoe die kerk sal ontwikkel deur die jare, totdat ons eendag weer kom en Jesus kom en ons weggeneem word na die hemel toe om saam met hom te wees, terwyl die verdrukking op die aarde plaasvind, gaan ons hierdie seëning hê. As ons kyk, dan sien ons hierdie 7 kerke, elkeen begin met 'n openbaring van Christus, want ons gaan vanmôre begin in Openbaring hoofstuk 2, en ons gaan sien dat elkeen van hierdie kerke, die oomblik as die Here met die kerk praat, dan openbaar hy homself in 'n unieke manier, in 'n ander manier, want elkeen van hierdie kerke sien Christus in 'n ander faset van sy lewe. Hulle sien hom in 'n ander karakter wat hy het, sodat hulle 'n nuwe karakter van Jesus kan ervaar. En dit is so wonderlik as ons dit sien. Jy sal onthou toe ons Openbaring 1 gedoen het, sê ons in Openbaring praat die Bybel van die verheerlikte Christus. Nou, dit is nie die Christus wat aarde toe gekom het om die sondes van die mense te betaal nie. Hierdie is 'n verheerlikte Christus. Dis 'n Christus wat in oorwinning is. Jy sal sien as jy hom daar gesien het, hy staan daar so, Johannes sê, hy is massief groot. Hy sê in sy hare is wit soos wol, sy oë is soos vuur. Hy sê in sy vel is soos brons, sy voete soos blinkende brons. Hy sê hy het 'n wit kleed aan, wat die hoofpriesters kleed was, met die goue gordel,
die goue gordel wat praat van koningskap. En dit is wat Jesus is, oorwinning, totale oorwinning. Hy is nie nou net meer die lam wat geslag is nie, hy is nou die leeu van Juda. Hy is nou die oorwinningskoning, die koning wat staan, wat ons oorwinning bring. En daarom wil ek vanmôre sê, as ons na die boek van Openbaring kyk, sien ons baie eienskappe, karaktereienskappe van Jesus Christus. Ons sien hy is die verheerlikte Christus. Ons sien hy is die getroue getuienis. Ons sien hy is die eerstgeborene uit die doodheid. Ons sien dat hy is die Heer, hy is die Heer oor al die konings van die aarde. Met ander woorde, hy het heerskappy oor al die konings van die aarde. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die seun van die mens. Hy hou die sleutels van die koninkryk van die dood. Hy is die seun van God. Hy is heilig. Hy is waar, hy is truthful is. Hy is waardig, hy is waardig, daar is geen leuen in hom nie. Ons gaan verder, hy is die een wat die sleutels van Dawid vashou. Hy is die een wat die Amen is. Ek het eendag 'n baie wonderlike boodskap gehoor van die Amen. Die Amen beteken finaal, uitgemaak, dit sal so wees. Amen. So hy is die Amen, dit gaan so wees. Hy is die begin van die skepping. Hy is die leeu van die stam van Juda. Hy is die wortel van Dawid. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Ek sê vir u, daar is so baie, daar is nie nog boeke in die Bybel wat Jesus beskryf soos Openbaring hom beskryf het nie. Hy is die Here van die heerskare. Hy is die koning van die konings. Hy is die woord van God. Hy is Jesus as die begin. Met ander woorde, hy is Jesus as die einde. Hy is Jesus wat van die generasie van Dawid kom. Hy is Jesus wat die blinkende môrester is. As ek na al die beskrywings van Jesus kyk, dan besef ek dien 'n God wat totale oorwinning bring. 'n God wat nie net halfpad gaan nie. 'n God wat as hy 'n belofte gee, dan is daai belofte waar nie. Daai belofte val nie op die grond nie. Al hierdie name kom van Jesus in Openbaring. Ons gaan later met hulle praat soos ons gaan, die sal 'n paar van hierdie name in Openbaring hoofstuk 1 vind, so later gaan die meer van hulle vind, en ons moet net onthou, ons kyk gou vinnig na die sleutel van Openbaring, in Openbaring 1 vers 19, hy sê, skryf die dinge wat jy gesien het, met ander woorde die dinge wat jy gesien het, die dinge wat is, sowel as die dinge wat gaan gebeur, met ander woorde, daar is dinge wat Johannes gesien het, daar is dinge wat is, die 7 kerke, en dan die dinge wat gaan gebeur. As ons kyk en ons vra vir onsself af, hoekom het Christus hierdie 7 kerke uitgekies? Wat maak hierdie 7 kerke so uniek dat God hulle uitverkies? Eerstens, hulle het in werklikheid bestaan in die tyd van Johannes. Dit was nie die enigste kerke nie. Daar was baie ander kerke. In daai tyd was daar meer as 120 kerke in Asië. Hierdie kerke waarvan hy praat is in die land van Turkye en hulle bestaan vandag nog. Baie mense gaan soek om hulle te besoek. Maar ek wil vir sê, hierdie kerke praat eintlik van iets anderste. Hierdie kerke bring 'n profetiese boodskap van Jesus uit. Hy sê, hierdie kerke bestaan vandag. Hy sê, maar as jy na hierdie kerke kyk, gaan jy sien hoe die kerk era gaan ontwikkel, hoe die kerk era sy bestaan, en elke keer gaan jy die verandering sien, en jy gaan hierdie kerke waarneem in kerke, of in jou lewe gaan jy dit ook kan waarneem. Ons kyk na die eienskappe, jy weet hoe noem jy dit in Afrikaans, karakteristieks, maar die eienskappe, ons kyk na die eienskappe van die toekomstige kerke, met ander woorde, so byvoorbeeld na Efese kyk, Efesiërs kyk, dan kyk ons na die teruggevalle gemeente. As ons na Smyrna kyk ons na die verdrukte gemeente. As ons na Pergamus kyk ons na die losbandige gemeente. As ons na Thyatira kyk ons na die gemeente wat verslap het. Ja, die gemeente wat afvallig begin raak het. As ons kyk na Sardes, kyk ons na die dooie gemeente. Halleluja! En so ek wil hier vanmôre aanmoedig. Die skrif sê vir ons moet Openbaring moet ons bestudeer. Ons moet hom bestudeer. Hy sê, geseënd is hulle, salig is hulle, wat hierdie woorde lees, wat hierdie woorde hoor, en hierdie woorde in hulle hart bewaar. As ons kyk na die kerk, dan sien ons die kerk word voorgestel deur die 7 kandelare,
En as ons kyk na die 7 kandelare, sien ons dat elkeen van hierdie kandelare staan op sy eie. Dit beteken, dit is nie finaal as hierdie toestand daar is nie. Met ander woorde, daar is iets wat jy kan doen om hierdie toestand te verander. Daar is iets wat jy kan doen om hierdie toestand weer in jou lewe reg te ry. As ons kyk na hierdie kerke, dan sien ons dat daar's 5 goeie dinge wat die Here uitbeeld in hierdie kerke. En hierdie kerke staan uit. Met ander woorde, daar's 6 goeie dinge wat die Here uitbeeld in hierdie kerke. Daar's 5 van hierdie kerke wat daar swak eienskappe uitgebeeld word. Want die Here sê hierdie dinge in julle is glad nie goed nie. So daar's eintlik net een kerk wat die Here geen klagte teen gehad het nie. En dis die kerk van Efesiërs. Dis die enigste kerk. As ons kyk aan 4 dinge wat in al hierdie kerke voorkom, dan sien ons eerste, as Jesus aan hierdie kerk verskyn, dan openbaar hy homself in 'n karaktereienskap wat deel met hierdie kerk. Men wil God weet presies wat in daardie kerk aangaan. Want daar hy sê, hy hou die 7 sterre vas in sy hand. So daai 7 sterre is die 7 kerke, soos hy hulle vashou in sy hand. Hy sê, man, ek is in beheer. Ek weet wat aangaan in hierdie kerk. Ek is in beheer in hierdie kerke. Dan openbaar hy homself met daai eienskap wat vir die kerk sê, dit is wat jou probleem is, dis wie ek is, ek kan nie uit hierdie probleem uit help, as jy doen wat ek vir jou vra om te doen. Dan gaan hy verder, en elkeen van hulle sê iets wat nie uniek is, en ek wil jy moet mooi vermoor luister. Hy sê, ek ken jou werk. Ek ken jou werk, en ons gaan later daarby kom. As die Here sê, ek ken jou werk, dit beteken God sien alles wat jy doen. Daar is niks wat hom ontgaan nie. Daar is niks wat by hom verbygaan nie. Hy weet presies wat aangaan. En dan gee hy belofte. Hy sê vir hom wat oorkom, vir hom wat hierdie dinge oorkom, en vir hom wat wegbreek van die probleem af, en die probleem regmaak, is daar 'n belofte. En dan sluit hy af. Hy sê, hy wat 'n oor het, laat hy hoor wat die Gees sê vir die kerk. Nou ek wil iets sien. Hy praat nie net met een kerk, hy sê die kerk. Met ander woorde, hy wil jy moet na elke kerk se ding luister. Jy moet nie net een uitsoek en een jou vyand maak nie. Nee, jy moet al hierdie kerke ondersoek. Jy moet toelaat dat die Gees al hierdie werke in jou ondersoek. Jy weet waar Dawid geskryf het, sê hy, Here, hy sê ondersoek my hart en sien of daar enigiets in my hart is wat onrein is. Enigiets in my hart is wat tussen U en my staan. En dit is ondersoeking, en dit is wat die Here met die kerke doen. Hy sê, as jy 'n oor het, luister wat die Gees vir jou sê van die kerke. Elkeen van hierdie kerke word gehanteer op 'n basiese struktuur. As ons na die basiese struktuur kyk, sien ons eerste 'n beskrywing van Jesus. As die kerk begin, gee hy 'n beskrywing van Jesus. Dan sê hy, aan wie is hierdie brief geskryf? Wie adresseer hierdie brief? Met ander woorde, wie is die kerk aan wie hierdie brief geskryf het? Dan gaan hy verder, dan gee hy 'n recommendation, met ander woorde, hy gee 'n aanbeveling. Hy sê vir die kerk, weet wat, dit is wat julle moet doen. Julle moet hierna kyk, julle moet hierna kyk. Dan gee hy veroordeling. Met ander woorde, hy sê hulle, as julle nie hierna kyk nie, dit sal die gevolge wees, as julle nie hierdie aanbeveling deurvoer en luister nie. Dan gee hy ook 'n vermaaning. Met ander woorde, hy sê vir die kerk, hy sê hulle, wees op julle hoede, want hierdie dinge gaan gebeur. En dan gee die vervulling van die belofte. As ons kyk in Openbaring 1, dan sien ons in Openbaring 1 staan Jesus. En Johannes kyk na hom, en hy sien hom in die wit kleed, die hoëpriesterskleed. En hy sien hom ook staan tussen die kerk. En dan wil hy sê, die 7 kerke in sy hand, hy staan tussen hulle, hy beweeg tussen hulle. Hy beweeg tussen die candlesticks, jy weet die 7 kerke, hy beweeg tussen die candlesticks. En hy weet die kandelare, die 7 kandelare, hy's nie net vasgevang in een kerk nie, hy weet wat in elke kerk aangaan. Hy werk in elke kerk, hy werk in elke kerk 'n ander werk, hy werk in elke kerk met 'n ander karakter, en hy deel met elke kerk. Dan sien ons ook dat hy 'n goue gordel om sy middel gedraai. En hierdie goue gordel praat van
Met ander woorde, hy is nie net ons hoëpriester nie, maar hy is 'n hoëpriester en 'n koning. Jy sal onthou dat die priesters en die hoëpriesters het gekom uit die stam van die Lewiete. Maar Jesus nie. Jesus kom in die stam van Juda. Jesus is die manste. Hy's 'n priester in 'n nuwe orde. Hy's 'n priester in die orde van Melkisedek. En Melkisedek, as jy na Melkisedek gaan kyk, dan sal jy sien hy's die koning van Salem. In ander woorde, die koning van vrede. Maar hy sê ook hy's die hoëpriester van God. In ander woorde, hy's 'n koning en 'n hoëpriester. En hier sien ons iets anders. Hier sien ons nie dat Jesus is 'n koning volgens die orde van Melkisedek. Hy's 'n koning en 'n priester. In ander woorde, dit is wat hom so uniek maak. Hy val nie onder die Ou Testament wet dat hy 'n Lewiet moet wees. Hy val onder 'n nuwe orde, 'n orde wat bestaan het voor die grondlegging van die aarde af. Want die Here praat van 'n ewige verbond. Die ewige verbond was gelê voor die grondlegging van die aarde. En daarom wil ek hê moet vanmôre mooi luister. As ons kyk na hom, dan sien ons dat sy kledingstuk praat van die priesterskap en die gordel van die koningskap. En dan sien ons sy hare is wit soos wol. Het jy al 'n prentjie gesien van Jesus met hare wat wit is soos wol? Al die prentjies wat ons altyd sien van Jesus is hier baie met hierdie swart hare en op die kruis hang en daar goed is nie. Hierdie is 'n verheerlikte Jesus. Hierdie is Jesus wat sy hare wat so wit is soos wol, beeld vir ons uit dat hy sy ewige God. Hy is 'n ewige God. Hy is 'n ewige heilige God. Daar is nie verandering in hom. Hy is vir ewig heilig. Hierdie wit hare van hom maak dit vir ons baie duidelik. Dan praat dit van sy oë wat soos rooi vlamme is. Sy oë wat soos rooi vlamme is, beteken hy sien alles. Hy mis niks nie. Daar is niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Daar is 'n skrif in Psalm wat sê dat God sien in die duisternis. Met ander woorde, hierdie rooi vlam oë van hom sien oral. Dit mis niks nie. Jy kan maar die ligte afsit, jy kan onder die kombers gaan klim, jy kan om die hoekie gaan, jy kan enige plek gaan. Jy kan nie wegkom van God af nie, want hy sien alles. Dis wat hierdie rooi oë is. Dan praat hy van sy voete wat 'n helder koperkleur het. En hierdie helder koperkleur praat van 'n goddelike oordeel. Oral waar jy die koperkleur sien, so as jy die Here sien met rooi oë en met kopervoete, man, dan moet jy weet, jy's in die moeilikheid. Jy's in die moeilikheid, hier's 'n probleem, die Here gaan jou vaspak. Hier's 'n probleem, jy moet uit hierdie probleem uitkom en dan moet jy baie mooi luister, want dan gaan die Here vir jou sê, dis jou probleem en dis wat jy moet doen en dis hoe jy gaan uitkom en dis jou beloning. So dan moet jy baie mooi luister. So sy voete is baie, jy weet, daai voete van hom wat die oordeel bring. Ons gaan sien een van die kerke sê kom, hy sê ek sal jou kandelaar verwyder. Nou hy gaan daai kerk heeltemal uitvat. Hulle gaan nie in die koninkryk van God kan ingaan nie. Nou sy oordeel is finaal. Dan praat ons van sy stem wat soos magtige waters is. Magtige waters, hierdie stem wat magtige waters is. 'n lewendbringende mag. 'n krag wat lewe kan bring, 'n lewe wat nooit gaan opgaan nie. Hy praat van die 7 sterre, die 7 boodskappers, wat basies die pastore van die kerke is. So die Here weet, hy is in beheer van elke pastoor. Daar's nie 'n pastoor wat hom kan ontglip en vir hom kan sê, wel, jy weet wat, ek ken jou nie. Ons gaan vanmôre kyk, en ons gaan begin met Openbaring, hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 7. Hy sê in vers 1, hy skryf aan die engel van die gemeente in Efesië. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Dit sê hy wat? Die 7 sterre in sy regterhand hou. Met ander woorde, hy is in beheer van die kerke. Hy hou die 7 sterre vas. Hy hou hierdie kerke vas. Hierdie kerke is in sy hand. Hy is in beheer van hierdie kerke. Wat wandel tussen die 7 goue kandelare. Met ander woorde, hy wandel tussen hierdie kerke deur. Hy gaan nie heen en weer nie. Dit is nie dat hy nou hier is en nou daar is nie. Hy is oral teenwoordig. Hy is alomteenwoordig. Nie een van daai kerke is aan die werk of enigiets sonder dat hy daar is nie. Hy ken jou werke. Hy ken wat? Hy ken jou werke. Ek wil net vanmôre mooi luister. En
jou arbeid en jou leidsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy dit op die proef gestel het, dat jy die op die proef gestel het, wat sê hulle is apostels, en die nie is nie, hulle leenaars bevind het, hy sê dat jy ondersoek mense, jy aanvaar nie net nie, jy staan vir dit wat reg is en geregtig is. Hy loop met hulle, hy sê vir hulle, wat leenaars bevind, hy sê, en dat jy verdraai dat die leidsaamheid besit, met ander woorde, en leidsaamheid besit, leidsaamheid. Wie van ons is leidsaam vandag? Weet as mense net 'n fout maak, dan klim die blaaf. Ons is nie meer leidsaam nie. Ons is nie meer leidsaam nie, ons is veroordelend, maar nie meer leidsaam nie. Hy sê dat julle leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Jy weet, as ons vandag na die kerke kyk, dink die kerke word moeg. Kom ons wees eerlik, die kerke word moeg, die mense is nie meer so toegewyd soos hulle vroeër was nie. Jy weet, hulle het alles uitgedra, hulle was gereeld daar, die mense wil altyd net by mekaar wees. Maar nou praat die Here, hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nadat jy doen alles reg, maar jou hart is nie reg. So jy kan alles reg doen, maar as jou hart nie reg is daar 'n probleem. Dan is daar 'n probleem. Onthou dit waarvandaan jy uitgeval het. Nou sê hulle, nou moet jy mooi luister, hy sê hulle, as jy hierdie dinge gaan doen, dan gaan jy weet hoe gaan jy hierdie dinge reg kry. Maar hoe maak jy hierdie dinge reg? Hy sê, onthou dit waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Met ander woorde, dink terug van wat jy was, wat 'n sondaar jy was. Hy sê, dan keer jy terug na jou eerste werke. Kan jy onthou van jou eerste werke? Hy praat van jou eerste liefde en jou eerste werke. Kan jy onthou van jou eerste werke? Jy weet, ek weet nie van julle nie, maar toe ek lief geraak het op my vrou, toe kon ek nie wag om vir almal te vertel, dat ek iemand vir wie ek lief is nie. Ek kon nie vir hulle vertel hoe mooi sy is nie. Ek kon nie ophou vir hulle te vertel, jy weet hoe kosbaar sy vir my is nie. En dit is dieselfde, die dag toe ek die Here ontmoet het, toe die Here my, ek kon nie stil bly nie. Almal wat ek ontmoet wil ek vertel, dat Jesus is die belangrikste. Almal wat ek ontmoet wil ek vertel, weet wat, ek is bekeer, my lewe is verby, ek is 'n nuwe mens, ek is 'n nuwe skepsel, ou dinge het verby gegaan, en ek wil vir almal vertel, jy weet, hulle baie keer moes hulle prop in my mond sit om my stil te kry. Maar dis wat die Here sê, hy sê, gaan terug na jou eerste werke toe. Begin weer vir mense vertel. Die kerk het opgehou om getuienisse te gee. Die kerk bely nie, weet erken nie meer en vertel nie meer na buite wat die Here vir hulle doen nie. Hy gaan verder, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie bekeer nie. Hy sê, hy gaan jou uitdaal. Jy gaan dit nie maak. En dit is, ek sê, die voete van ons, daar is 'n finale oordeel. Baie mense dink hulle kan net aangaan om die Here te deel met rituele en praktyke. Nee, jou hart moet in die saam wees. Die kerk is nie 'n organisasie. Die kerk is 'n organisme. Jy moet deel word van Jesus. Jy moet 'n lewende deel word van Jesus Christus. Amen. Hy sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wat is die werke van die Nikolaïte? Die werke van die Nikolaïte is dit, jy weet, is rangorde. Dit is die hoofpriester, niemand kan hom aanraak. Dit is die bishop of die biskop, niemand kan hom aanraak. Hy is die apostel en profeet. Nee, die Here sê, daai goeders bestaan nie in die kerk nie. Hy sê, die kerk is soos almal broers en susters. Daar is nie rangorde in God se teenwoordigheid nie. My werk is om 'n diensknegt te wees in die gemeente. 'n Diensknegt beteken ek moet jou bedien. Jy bedien my nie. Ek bedien jou.
jy is belangrik vir God. Daar is nie 'n hoër orde en 'n laer orde in die kerk nie. En dit is die werke van die Nikolaïte. Met ander woorde, dit is wat God haat. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Waar is die paradys van God? Dis in die hemel op die oomblik, maar in die toekoms gaan dit op die nuwe aarde wees in die nuwe Jerusalem. Dan wil ek hom wat oorwin, gee ek ewige lewe. Jy kan van die boom van die lewe gaan eet. 'n ewige lewe. Dan wil die Here spreek die kerk aan. Hy sê wat hulle doen is reg. Hy sê nie julle hart is nie reg. Ek wil hê dit moet van die binnekant na buite toe werk, nie van buite na binne toe. Dit moet nie dooie werke wees. Dit moet werke wees wat jou hart openbaar. As ek kyk nou op, ons gaan terug na vers 5 toe. Hy sê, onthou dan waarvandaan julle geval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Onthou waarvan jy kom. Onthou wie jy was sonder Christus. En dan kom terug na jou eerste werk. Begin die mense weer vertel van God. Want as jy verlief is op hom, dan sal jy almal graag wil vertel. Vertel jou kinders, vertel jou man, vertel jou familie, vertel jou werksplek, vertel aan die strate, vertel jou vriende, vertel jou buurman en jou buurvrou. Almal moet weet. Gaan terug na die eerste werk. Hy gaan verder, hy sê, hou op. Hy sê, bekeer julle, hy gaan verder, hy sê, anders kom ek gauw tot julle, hy kan wel as julle plek verweer, as jy jou nie bekeer nie, daai woord bekeer, sê hy, bekeer jou, die ander wil keer terug van die dinge af, los die dinge uit, wat jy doen, wat my nie tevrede hou nie. Daar is 'n skrif in Efesiërs wat daarvan praat, ek dink dis Efesiërs 5 vers 10, wat hy sê, vind uit wat God behaag doen dit. Vind uit wat God behaag doen. Met ander woorde, bekeer jou van die dinge wat jy doen wat my nie tevrede hou. Doen die eerste werke. As ek gaan kyk, ek gaan aan 2 Petrus 3 vers 11 toe en hy sê vir my, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet jy nie wees nie, in heilige wandel en godsvrug. Met ander woorde, wat moet ek wees? Ek moet in heilige wandel wees met godsvrug. Hoe weet ek, wanneer ek heilig wandel, ek dra godsvrug. So die oomblik as ek onverdraagsaam is, dan is ek nie in heilige wandel nie. Die oomblik as ek nie vreugde het nie, dan is ek nie in heilige wandel nie. Die oomblik as ek nie geduldig is nie, dan is ek nie in heilige wandel nie. Die oomblik as ek nie kindness to people nie, maar as ek nie goed is tot mense nie, as ek mense nie goed behandel nie, as ek mense afbreek en kritiseer, dan is ek nie in heilige wandel nie. Maar hy sê my, dis die eerste werke. Kan jy onthou in die begin, toe jy die Here, jy weet, ontmoet het, wil jy alles reg doen? Kan jy onthou die eerste keer toe jy die liefde van jou lewe ontmoet het, dan wil jy alles reg doen. Jy sorg dat hulle chocolate kry, jy sorg dat hulle blomme kry, jy sorg dat jy die deur oopmaak, jy sorg, ja, doen jy daai goed nog? En dis wat die Here sê, keer terug na hierdie dinge. Baie huwelike as gevolg van hierdie probleme. Maar ons verhouding moet God vul ook as gevolg van hierdie probleme, want ons hou op om hierdie dinge te doen. Gaan ons in 2 Petrus 3 vers 14 toe, hy sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle plekloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ander woord, hoe moet ek wees? Ek moet vlekloos wees. Onberispelik, hy praat van 'n wit kleed wat jy gaan aantrek. Jy weet, jy kan nie 'n wit kleed hê met spatsels op nie. Spatsels is sonde. Onberispelik, met ander woorde, ander mense moet jou nie hoef aan te spreek. Dis die tweede ding wat ons moet doen, is ons wil terugkeer na ons eerste liefde toe. Dan gaan hy na die verder toe, hy sê, julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus. Met ander woorde, die saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, net so wel as die dag van die ewigheid. Amen. Met ander woorde, jy moet groei in die kennis van God. Jy moet groei in die woord van God. Christus sê, haat die werk van die Nicolaïtans.
gaan in Engels sê daai woord, die Afrikaanse woord klink my maar 'n bietjie deur mekaar. Maar hy haat hierdie werke van hulle. Want jou posisie, hy erken die kerk, en dan wil hierdie rangorde in die kerk, is nonsens sê. Ons is almal broeders in Christus. En dis die eerste kerk van die Efesiërs. So jy kan dit verstaan. Nou vra ek vir jou, as jy na die kerk van die Efesiërs kyk, hoe lyk jou eerste liefde? Doen jy die werke? Wat is jou liefde in die werk? Kom jy kerk toe net omdat jy wil hê die ander mense moet weet jy is 'n kind van die Here, jy is 'n Christen. Kom jy kerk toe met die regtig al ontmoet met God. Want ons moet ophou om kerk te speel. Die kerk is 'n waarheid, is 'n realiteit. As ons byvoorbeeld kyk, en ons gaan na die tweede kerk, en ons kyk in die tweede kerk in Openbaring 2 vanaf vers 8 tot 11 sê hy praat van die kerk van Smyrna. Met ander woorde, dit is die kerk wat vervolg word. Met ander woorde, hy sê, daai woord Smyrna beteken eintlik midde. Jy weet, midde is 'n sending wat hulle gebruik het. Daai sending het hulle gebruik om die dooie mense, jy weet, meer toe te bind, laat hulle nie ryk nie, en dat hulle, jy weet, behoue kan bly, dat hulle liggame behoue kan bly. Hierdie kerk word vervolg. Miskien word jy vervolg as gevolg van jou Christendom. Maar kom ons kyk wat sê hy van hierdie kerk. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Wie is die engel van die gemeente? Dis die pastoor. Met ander woorde, hy sê vir hulle, dit is die eerste en die laaste wat dood was en lewendig geword het. Engele is boodskappers. Hoekom sê ek is 'n pastoor? Engele is boodskappers. Wat is pastore? Hulle is boodskappers. Amen. En dit is ook my wil sê, skryf van hierdie engele van hierdie gemeente in Smyrna. Dit is die eerste en die laaste. Nou kyk wat praat hy van die eerste en die laaste wat dood was en lewendig geword het. Hy sê iets van hierdie kerk. Hy sê iets van hierdie kerk. As Jesus sy naam sê hierso, dan praat hy, dan sê hy iets van hierdie kerk. Met ander woorde, die eerste en die laaste wat dood was en lewendig geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede. Hy sê ek ken jou werke, jou verdrukking maar jy is ryk. Hoekom is jy ryk? En die lastering wat sê dat jy, in ander woorde, dat hulle Jode is en nie is nie. Maar dat hulle sinagoge van Satan is. Hy ken jou werk. Hy kyk na hierdie ding. Hy gaan verder, hy sê vrees vir niks wat jy ly nie. Kyk na dit. Weet jy, is die kerk, as ek na hierdie kerk kyk, dan sien ek die kerk, dan dink ek aan Polykraaf, wat op 'n brandstapel, jy weet, gelei het. En toe op die brandstapel gelei het, toe hom op die brandstapel sit, so hulle sy hande wil vasmaak, toe sê jy hoef nie my hande vas te maak nie. Want hulle sê, kom, verloon jou Here. Jy weet, as jy die Here verloon, dan spaar ons jou lewe. Hy sê, hoe kan ek my Here verloon? Hy het so baie van my gedoen, hoe kan ek hom verloon? Hoe kan ek sy bestaan nie, as ek weet hy bestaan? Hoe kan ek sy bestaan nie, as ek weet ek het hom lief? Hoe kan ek sy bestaan nie, as hy my lief het? Hy sê, jy moet my nie vast te wil nie. Sit my net op die stapel nie. Ek sal self daar staan. En hy het vir die Here gebid en hy het gesê, Here, dat ek 'n soet aroma wees. Onthou ek het gesê, Smyrna beteken midde. En Polykraaf het gesê, Here, dat ek 'n soet aroma wees. En dit staan geskryf in die geskiedenis van die mense wat daar was, het geskryf, het gesê, toe daai ou se liggaam begin brand, gewoonlik is dit 'n reuk van vleis wat gebrand is, nie 'n lekker reuk nie. Maar hulle sê, dit was snaaks gewees, die oomblik toe daai man begin brand, toe sit asof daar 'n soet geur uit sy liggaam uitkom, asof dit so in die wêreld omgaan. En die Here het vir hom gesê, wees nie bevrees as jy sal ly nie. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in gevangenisse werk, sodat julle op die proef gestel kan word. Met ander woorde, op die proef gestel. Wie van julle sal vandag, as hulle inkom hier so, en sê vir jou, weet wat, ons gaan 'n vuurmankie buite. Verloon Jesus op baie. Wat gaan jy sê? Ons is allemaal stil vir my. Maar vrouw, wat gaan jy sê? Hier praat hy van hom. Hy sê, hulle gaan op jou proef gestel word. Hy sê, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Na die woorde, die tyd van ons gaan beteken
dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. Dit voel asof dit aan die einde is nie. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. Met ander woorde, wees getrou, moenie opgee op dag 2 of 3 nie. Hou aan, glo aan God, hou vas aan God. Hy sê, ek sal julle die kroon van die lewe gee. Wat gee ek julle? Die kroon van die lewe. Ons gaan nou 'n bietjie oor krone praat. En ek gaan vir verwys hoe belangrik is dit dat jy 'n kroon moet hê. Dit is baie belangrik dat jy 'n kroon moet hê. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood nie skade ly nie. Gaan hy verder. Met ander woorde, ons kyk in die Bybel praat van verskillende krone. Hy praat van die kroon van die lewe. Hy praat van die onverwelklike kroon. Hy praat van die sielewenner kroon. Hy praat van die kroon van geregtigheid. Daar's nog 'n kroon wat ek nie dadelik sy naam op kan kom nie, maar daar's basies 5 krone in die Bybel wat hy van praat. Nou sal jy sê, ja, solank ek weet, solank ek gered is. Dis nie gewoon oor die kroon nie, solank ek gered is. Kom ek vir jy sê, as jy saam met Christus gaan regeer, het jy 'n kroon nodig. Anders gaan jy nie saam met hom regeer. Gisteraan toe hierdie voorbereiding trek van hierdie ding lees, toe kry ek so skok in my binneste. En ek besef dat die Here beplan vir ons om saam met hom te regeer. En as jy nie 'n kroon het, kan hy jou nie aanstel. Want jy kan nie saam met hom regeer. So jy moet 'n kroon. Dit is baie belangrik dat jy 'n kroon het. En weet jy wat sê hy van hierdie mense? Hy sê in vers 11, hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal die tweede dood geen skade ly nie. Met ander woorde, die tweede dood is die hel. Met ander woorde, jy gaan die hel vryspring. As jy werklik hierdie dinge omdraai en jou lewe regmaak, in die kroon van die lewe kry, gaan jy die hel vryspring. Dan praat hy van die derde kerk. Die derde kerk is die kerk van Pergamus. Met ander woorde, hierdie is die kerk wat compromise, hoe sê julle compromise? Hierdie ou compromeer. Met ander woorde, hierdie ou, as hy hom in 'n blik druk en sê, ek hoef dit nie, kom ons los dit maar liewer sit. Jy verstaan, met ander woorde, hierdie ou is nie standvastig in sy verhouding met die Here nie. Hy is nie standvastig in sy geloof nie. Dit is die derde kerk wat hy van praat. Die derde kerk sien ons in Openbaring 2 vanaf vers 12 tot 17. Hy sê, en ek skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Kyk nou hoe Jesus hierso. Hy stel nou voor as hy wat die skerp tweesnydende swaard het. En dan word hy sê, jy kan nie kompromeer nie. Die woord van God onderskei en jy moet op daai woord bly staan. Nou praat hy met hierdie kerk, hy bewys hom aan hierdie kerk as een van die tweesnydes van. Hy sê, ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. En jy hou vas aan my naam en het geloof in my verloon nie. Nou dan word jy bly in 'n moeilike plek, jy bly in 'n plek waar Satan, jy weet, magtige werke doen, waar sy huis is. Hy sê, maar selfs in hierdie tyd, hou jy vas aan my naam, jy verloon nie, selfs in die dae wanneer Antipas my getroue getuie was, wat dood is, bly julle waar die Satan woon. Met ander woorde, jy bly nie in 'n geregtige plek nie, jy bly nie in 'n maklike plek nie. Hy sê, maar jy kan nog steeds oorwin. Moenie kompromeer nie. Ken die woord van God. Hy sê, maar ek het die engele, ek het enkele dinge teen jou. Dat daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het. Wat is die leer van Biliam, wat Balak geleer het? Julle sal onthou, dat Biliam moes gaan profeteer teen Israel. Hy moes op die berge gaan staan en profeseer gee. Toe sê hy vir die ou, ek kan nie profeseer gee wat God nie gee nie. Verstaan? En toe spreek hy goeie dinge oor Israel uit. Toe raak die koning kwaad. En toe kom Balak, toe sê Balak vir hom, jy weet wat, jy kan die koning gelukkig maak. Hoe maak jy die koning gelukkig? Van die vrouens, die mooi vrouens van die mense, dat hulle die manne verlei. Dat hulle die manne verlei, sodat die manne tot val kom. En dis wat vandag in die kerk gebeur. Jy sien pastoor op preekstoele staan, wat geskei is en weer getrou is. Hoekom? Want daar is vrouens wat die manne verlei.
Daar's vrouens wat daarop uit is om die manne te verlei. En dit is nie hulle werk nie, dit is Satan se werk. Hy sê dit is Satan se werk. Dit is die werk van Balak van Balaam. Want as die oomblik toe die man en die vrouens begin aanbid, toe word die manne gedwing om die vrouens se gode te aanbid. En dit is wat die werk van Balak is. Balak het probeer sê, profeteer wat God sê, maar agteraf leer nie die mense, jy weet, bring die mooi vrouens in, bring die versoekings in, sodat die mense kan kompromieer oor die waarde. En daarom is dit so belangrik om die van Openbaring te verstaan. Jy gaan getoets word. Met ander woorde, die wêreld gaan jou probeer wegrokkel van die waardes van God af, maar jy sal standvastig moet bly, want hy sê die tweesnydende swaard. Hy sê dat wat Balaam geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp. Wat het hulle gedoen? 'n Struikelblok gewerp. Hy gaan werk naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Hulle het eers gehoreer en toe afgodsoffers geëet. So het julle ook mense wat vashou aan die leer van Nicolaides. Met ander woorde, hy sê en julle sal dalk rangorde. Hierdie ou dink hy's belangriker as daai ou. Daai ou dink hy's belangriker. By die Here is daar nie 'n orde van belangrikheid nie. By die Here is jy 'n kind van die Here. Jy's 'n seun van God. En al wat jy moet doen is jy moet vashou aan God en jy moet God dien met alles wat in jou is, sodat jy die kroon van die lewe kan kry. Al kry jy al 5 krone, dan gaan jy basies oor 5 stede aangestel word. En daarom moet ons God dien. Hy sê bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen jou oorlog voer. Ja, dit staan ook in die lees. Toe besef ek. Hy sê met die swaard van my mond sal ek teen jou oorlog voer. Wie van julle wil die God moet goed oor julle uitspreek in woede? Hier sê God homself, hy sal teen ons om oorlog voer. As ons hierdie dinge doen, sal hy teen ons oorlog voer. Jy sal onthou dat hy praat van hierdie kerk, hy sê, hy praat van die vorige kerk, die kerk wat onder verdrukking is, hy sê, julle is nie ryk nie. En dan word, rykdom is nie altyd beteken dat jy reg is. As dit goed gaan met jou kerk en as dinge gaan goed by jou huis, beteken nie altyd jy's reg nie. As dit verkeerd gaan, beteken ook nie altyd jy's verkeerd nie. Hy gaan verder, hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna. Hy sal wat gee? Verborgde manna. En wil God sal vir jou sorg. Hy gaan verder, hy sê, ek sal hom gee, 'n wit kleursteen, 'n keursteen, 'n wit keursteen. Nou, ek kan vir jou, soos ons noem dit vandag, wat noem julle die trofies, hierdie bekers, hy beker nie, die trofie wat jy kry oorwinning. Hier praat God van 'n wit keursteen, hy gaan vir jou trofie gee. Hy gaan vir jou iets wat baie belangrik is. As jy hierdie ding dra en die mense sien hierdie klip by jou, dan weet hulle jy doen goeie werke vir God. Dan weet hulle jy's getrou aan God. Dan weet hulle jy staan uit as 'n kind van die Here. Hy sê nie oorwils, maar hy sê vir 'n man gee, hy gaan hulle wit keursteen sê. En wat nog interessant is, hy op hierdie steen 'n nuwe naam skryf wat niemand ken nie. 'n Nuwe naam. Wat is hierdie nuwe naam? Hierdie nuwe naam is iets wat jou beskryf. As jy daai naam hoor, sê jy weet, ja, dis ek. Jou ma het jou miskien 'n naam gedoop, my ma het my gedoop, Johannes Jakobus. Johannes beteken liefde seun, Jakobus beteken bedrieger. Maar God gaan my 'n nuwe naam gee. Hierdie nuwe naam gaan sê wie ek werklik is. Wie is ek werklik? Is ek 'n liefde, is ek 'n bedrieger, of wie is ek werklik? En as die mense hierdie naam sien, hy sê die mense gaan hierdie naam nie ken nie. Hy sê behalwe hy wil het ontvang. En jy sal weet, as jy daai naam hoor, sê jy weet, hy is ek.
Dis hoe uniek jy vir God is. En jy is so uniek, dat niemand anders is soos jy nie. Niemand anders soos jy. Wat is die probleme van die kerk? Onthou, hulle hou vas aan die lering van Balaam, om die Israeliete te laat struikel en weg te lei. Wat is die ander probleem wat hulle het? Onthou aan, hulle glo in orde. Hierdie ouers hoor posisie in die kerk is daai al. Jy weet, die mense beklei altyd vir posisies in die kerk. As ek mense sien en hulle kom na my toe en sê, ek is 'n pastoor, en sê ek, dan sê ek, ek is 'n profeet, en sê ek, wat maak dit jou? As jy pilot, niks nie. Dis 'n mens. Dis 'n mens. Net soos enige een van julle is ek 'n mens. Dit wat God my gegee het, is om my diensknegt te maak. Hy het my gegee om jou te bedien. In ander woorde, ek is basies die nanny in jou huis. En dit is wat die mense moet ophou. Jy moet ophou jaag na posisie. Jy moet ophou jaag na posisie. Hy sê julle gaan manna eet, ek gaan vir julle voorsien. Hy sê gaan vir jou witloor en 'n klip gee, jy gaan 'n trofee, jy weet 'n trofee, 'n beker, 'n oorwinningsbeker. Hy sê jou naam gaan nou wees 'n nuwe naam. Hierdie naam gaan jou beskryf wie jy is. Ek baie keer so dink en so kon dan dink ek hier in die jare toe ek sekere dinge gedoen het, so op baie naam, op baie bekers so seker gestaan en ja, al gorom werk. Maar dan wil ek het te veel gedrink. Maar vandag, wat sê die Here vandag van my? As hy my 'n naam moet gee, wat is my naam vandag? Dit is so belangrik as ons hierdie dinge kyk. Dan kyk ons na die volgende kerk. Dan kyk ons na die kerk van Thyatira. Die korrupte kerk. Die korrupte kerk. Ons lees in vers 18, en skryf aan die engele van die gemeente van Thyatira, dit sê die Seun van God. Mense, die skrif wat daar sê die Seun van God. Christus noem hom nie self die Seun van God, sommer nie. Hy noem homself ook die Seun van die mens. Want hy bring versoening tussen God die Vader en die mens. Maar as hy homself die Seun van God noem, dan moet jy weet, dit is 'n belangrike saak. Jy kan nie hierdie ding net verby kyk nie. Jy kan nie hierdie ding net versmaai nie. Jy kan nie net sê dat hierdie ding verbygaan. As hy homself die Seun van God noem, hy sê wat oë het soos vuurvlamme. Die oomblik as hy praat, dan nou is hy sê sy praat van oë op vuurvlamme. Dan moet jy watch out, want hier kom probleme. Jy moet pas op, hier kom probleme. Want hy sien alles. En as hy praat van sy voete soos blink koper, dan moet jy weet, hier kom 'n oordeel. As jy nie gereg kom nie, is hier groot probleme. Hy sê, ek ken jou werke, en liefde en diens en geloof, en jou lydsaamheid en jou werke. En dan die laaste meer is as die eerste. Met ander woorde, jou werke is meer as jou liefde en jou geloof. Maar ek het 'n enkele ding teen jou, dat jou vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te oreer en Gods offers te eet. Jy weet wat het Isabel gedoen? Of Jezebel as jy dit so noem, maar Isabel gees. Sy die koning verlei. Sy die koning gekry en nie die ware God aanbid nie, maar afgod aanbid, om Baal aanbid. So enige iemand wat in die kerk mense kry om God op enige ander manier te aanbid, behalwe volgens die woord van God, is 'n Isabel. Want jy moet God in waarheid en gees aanbid. Hy sê, ek het daar tyd gegee om haar van haar reederheid te bekeer, en sy het nie bekeer nie. Nou wil God vat nie so iemand net uit nie. Hy gee so 'n persoon die kans om sy saak reg te maak. Hy sê, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat haar oorspel bedryf, en 'n groot verdrukking, as hulle van hulle werke nie bekeer. Hy sê, ek gaan vir daai persoon probleme bring,
en siekte bring. En die Here is nog nie genees nie. Die Here is nog nie genees nie. Het jy al hierdie kerk ontmoet, as ek een ding oorkom, kom die volgende probleem. Een ding oorkom, kom die volgende probleem. Dis waarvan hierdie ding praat. As mense glad nie meer in oorwinning kom nie, dan moet jy weet, daar is 'n probleem ergens. Hy sê, en aan kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet, dat dit ek is wat niere en harte deursoek. Dit is my interessant om te hoor, hy deursoek niere. Hoekom niere? Want niere verwyder die gif uit die liggaam. En dan hy gaan dit deursoek, wat veronderstel is, om te keer, dat die sondes in jou lewe oorneem. Ek sal elkeen van julle gee volgens julle werke. Met ander woorde, jou beloning gaan wees volgens jou werke. Wat se beloning gaan jy kry? Wat se werk ek doen? Vertel jy vir jou maats by die skool? Vertel jy vir jou kollegas by die werk? Vertel jy vir jou familie wat God doen? Wat se beloning gaan jy kry? Ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie ken nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op hulle geen ander las neem. Hier is 'n skrif wat vir jou baie mooi sê, maar moenie Satan se goed bestudeer nie. Bestudeer God se goed. Weet jy hoe bepaal hulle, hoe leer hulle mense om vas te stel, wanneer is 'n nood of valse nood? Hulle leer al die dinge van die ware nood. So as hy 'n valse nood het, en hy kry nie daai tekens van die ware nood nie, dan weet hy dis 'n valse nood. Hulle leer nie van die valse nood. Hulle leer van die ware nood. En dit is wat God hier sien, leer die ware nood. Moenie die valse dinge leer. Hy sê, ek sal op jou geen las lê. Hy sê, hier's mense in hierdie kerk, en oor hierdie kerk is heeltemal in die moeilikheid. Hy sê, want selfs in hierdie kerk is daar mense wat dit nog maak. Hy sê, hou maar net vas wat jy het, totdat ek kom. Met ander woorde, as jy in hierdie kerk is, en jy doen die regte dinge, hou vas tot ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar. Aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde bewaar. Gaan ek verder, sal ek mag oor die nasies gee. En ander woorde, jy gaan 'n kroon kry. En hy sal hulle regeer met 'n yserne saaf, soos 'n erdegoed word hulle verbrysel, net soos hy ook van sy Vader ontvang het. Ek sal hom die môrester gee. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Weer 'n keer gemeentes, elke keer. Na ander woorde, luister wat elke kerk se probleem is. Ondersoek jouself en kyk of hierdie probleem by jou is. Hy praat van oë van vuur wat alles sien. Hy praat van voete van brons wat oordeel bring. As jy na hierdie kerk van Thyatira kyk, kyk jy na die langste brief. Daar's nie 'n langer brief nie. Al hierdie 7 kerke se briewe is kort, maar hierdie kerk van Thyatira is die langste een. Hier gebruik hy die naam Jesus die Seun van God. Jesus die Seun van God. As ons die kontras kyk tussen die kerk van Efesiërs en Thyatira, sien ons dat die een was getrou gewees en hulle het nie valse lering vasgehou nie. En die tweede een was lief vir God, maar hulle het valse lering gehad. Ons moet beide die uiterstes vermy. Die een het al die werke gedoen, maar nie liefde gehad nie. Die tweede het liefde gehad, maar valse lering gehad. Ons kan nie kompromieer tussen dit nie. Jy moet die regte werk hê en jy moet die regte liefde hê. Jy moet alles hê. Ons moet liefde, ons moet die waarheid gebruik om te oorkom. Maar liefde moet die waarheid aandryf. Hy moet die waarheid aandryf. Hierdie gevaar was nie buite die kerk. Hy was binne die kerk. Sy was 'n profetes in die kerk.
Baie keer kyk ons na die probleme en die gevare buite die kerk. Weet ek jy vertel, baie keer is die meeste van die gevare binne die kerk. Ons moet ondersoek, waar is die gevaar? Binne die kerk. Amen. Jesus die Openbaring praat, hy sê van die dinge wat is daar, die 7 kerke. Dit is die dinge wat daar was, die 7 kerke. Ons het 4 van die kerke vandag bestudeer. Ons gaan volgende week die ander 3 bestudeer. Ek wil hier teruggaan en gaan lees hoofstuk 2. Lees hom oor en oor en oor. Kyk wat sê die Here vir die kerk. Kyk wat sy vermaning is, kyk wat sy naam gebruik en elke keer saam met elke kerk. Kyk wat sy belofte is vir hulle, as hulle oorwin. Kyk wat sy instruksie is vir hulle hoe om te oorwin. Hy praat met die kerk, hy sê vir die kerk van die Efesiërs, moenie jou passie verloor nie. Hy sê vir Smyrna, hou aan met jou swaar kry tot op die einde, al word jy verdruk tot die dood toe, moenie opgee nie. Hy sê vir Pergamus, hy sê vir jy is getrou met die wêreld, los die wêreld uit. Hy sê vir Thyatira, behou my woord. Behou my woord. Vermoorde, hoe is die passie vir die Here? Is hy bereid om tot die dood te bly staan? Of hy die wêreld so veel aantrekkingskrag by hom? Want die Here moet die wêreld getrou te wees, as hy met God se vrou te wees. Hou jy vas aan die woord, ken jy die woord. Hou jy vas aan die woord. Amen. As jy vanmôre eens wil vra, ken jy vir Jesus? Het jy verhouding met hom? Het gaan, ek sê nie lang in die kerk bedoel. Want jy kan nie in elk geval nie in 'n kerk behoort as jy nie wedergebore gered is. Ken jy vir Jesus? Het jy verhouding met hom? En as jy nie het nie, moet jy doen. Nou is die tyd vir my. Nou is die tyd vir my. Maak nou die saak. Here is liefde. Dis hoe men in die kerk praat. Hy leer elke van die kerk leer ons iets en sê, pas op wat hy. En dan wil ja, jy kan goeie werke doen. Maar doen jy dit met liefde? Is daar werklik liefde in jou hart vir dit wat jy vir die Here doen? Ja, jy kan wel verdrukker wees. Maar as jy bereid om vas te hou tot die dood, weet, om die woord van die Here altyd te gehoorsaam, sal ouens baie ons kan sê, ek dien die Here my manier. Dis die kerk van Pergamus wat hy basis daarso sê, jy compromise, ek dien die Here my manier. Jy compromise, jy kan nie die Here jou manier. Dis God se manier is, die duivel se manier. Daar is die ander manier. Hou jy vast in die woord van God. As jy dit nie ken nie, hoe kan jy vashou? Studeer die woord van God. Kom ons buig ons neer. Ons Hemelse Vader, hoe dankbaar is ons nie vermoorde nie, dat U ons harte ondersoek. Dat U elkeen van ons deurstudeer en dat U vir elkeen van ons 'n woord het. Ons vra dat U self van ons sal openbaar. En wat 'n gestalte ook nodig is, Here, sodat ons waarlik tot inkeer kan kom. Dat ons weet wat ons moet verander en hoe om te verander. Dat ons werklik in oorwinning sal hê. Ons dank die Here dat ons kan kyk deur hierdie dinge en kan besef dat ons het op die brink om dit te sien. Dat U binnekort die mense sal roep om opgeraak te word, Here. Om saam met U in die hemel te spandeer. Dat het daai oomblik amper is, Here, dat ons net voor die deur van Openbaring 4 staan. Al die tekens is daar.
Israel is terug in sy land, Here. Israel is besig om te floreer, my God. Ons sien aantekens van die beloftes van God. Help ons om onsself gereed te hou. Help ons om onsself getrou te hou. Dat ons nie vir oorlog sal hê in Jesus naam. En hulle wat saamstem sal. Amen. Halleluja. Die Here mag u seën.